Geliefdes, dis die Dinsdag, Heilige Dinsdag. Jesus het in Jerusalem ingekom op die Sondag. Mense het sy naam groot gemaak om geloof en geprys. Maar tog sien Jesus die nood raak. Hy sien die nood van mense raak. Op die Maandag vervloek hy die vyeboom. Die reiniging van die tempel vind plaas. Hy is ongelukkig oor dit wat daar gebeur en dat dit nie 'n huis van gebed is nie. En hy leer die mense. En dan die volgende dag, op die Dinsdag, dan gaan hy aan. En Dinsdag is vir Jesus ook 'n moeilike dag, want hy moet ewe skielik bond staan. Want onthou, nog die heeltyd is die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die priesterhoofde, almal wat teen hom is daar. Hulle soek net 'n geleentheid om ietsie teen hom te kry, sodat hulle hom ter dood kan veroordeel as dit ware. En hulle soek 'n onbewaakte oomblik van Jesus. En dan daardie Dinsdag volg hulle heeltyd hom soos wat 'n dier agter sy prooi aan is. Soek net 'n onbewaakte oomblik sodat hulle kan aanval. En dan sien ons daar gebeur goeders van hulle kant af. En hulle begin deur die vraag te vra, die priesterhoofde, die skrifgeleerdes, die familiehoofde, wat dan na Jesus toe kom en vir Jesus vra, maar op wie se gesag doen u al hierdie goeders? Wie het aan jou die gesag gegee om hierdie goeders te doen? En dan hanteer Jesus dit en hy kom vry daarvan, want hy dit reg hanteer ook. Maar dis nie waar dit stop nie, want die ander hou dit op en dit is so asof hulle dan die ander vorentoe stoot en sê, nou is dit julle beurt. En dan sê die Fariseërs, en as ons blaai, ons sien daar in Markus 11 van vers 27, wanneer hulle vir hom gevra het oor sy gesag. Met watter gesag tree hy dan nou eintlik op in hierdie wêreld? En dan in Markus 12 gaan dit oor om te kyk of hulle Jesus met 'n strikvraag kan vasvra, die Fariseërs, né? Wat so by die wette gehou het, né? En gesorg het dat die mense die wette nakom. Probeer hulle 'n strikvraag vra. En dan vra hulle vir hom, hoorie, moet ons aan die keiser belasting betaal? Hoe werk dit? Of moet ons maar liewer nie belasting betaal nie? En dan probeer hulle Jesus daardeur 'n strikvraag vra. Maar weer eens kom Jesus daar los. Maar dan is dit die volgende groep se beurt. En hulle los nie vir Jesus uit nie. En dan is dit die Sadduseërs se beurt. Nou die Sadduseërs was nou weer 'n groep mense wat nie geglo het in die opstanding nie. En hulle vra vir Jesus 'n klomp vrae oor die lewe na die dood, sodat hulle kyk of hulle vir Jesus kan vasvra. En wanneer hulle dit ook nie reg kry nie, dan lees ons daar van Markus 12 vers 28 af. Dan is daar weer die skrifgeleerdes wat na vore kom. En die skrifgeleerdes probeer Jesus ook weer by hom hoor of hy nie dalk iewers te verkeerd optree nie. En dan vra hulle vir hom, maar wat is die grootste gebod? Wat is die belangrikste tussen al hierdie gebooie wat ons dan eintlik moet nakom? Sien? En Jesus beantwoord dit ook. Hy kom elke keer los daarvan, sodat hulle nie ietsie op hom kan kry en hom kan vaspen nie. En dit sê vir 'n mens eintlik ietsie van die wêreld, want as 'n mens gaan lees daar in Johannes 16:33, dan sê Jesus vir ons ook, as die wêreld my en jou as dit ware probeer vaspen, en ook soos 'n aanvaller agter sy prooi aan is, dat ek en jy die prooi is, dan sê hy, ek en jy moet moed hou, want hy die wêreld reeds oorwin. Hy het reeds die oorwinning kom behaal oor die vyand. Want die vyand het maar hierdie mense gebruik om Jesus te probeer vaspen. En dit was vir hulle was vir Jesus glad nie maklik geweest nie, né? Hy wou eintlik in daardie laaste tyd wou hy nog 'n klomp mense bymekaar maak vir die koninkryk. En wat gebeur? Hy moet nou heeltyd hier verdedig, daar keer, en dit is wat hy moes doen op daardie Dinsdag, 'n baie moeilike Dinsdag. En ek wil graag vir jou 'n gedig lees wat ook gaan oor die arm weduwee. Pas op vir die skrifgeleerdes, die pronkers met hulle swierige klere, die voorsitters in die sinagoges,
die eregaste by die feeste, die aansiensoekers met lang gebede, wat hulle eie beels blaas. Hoe gaan dit nie om hulle self nie, en dit ten koste van die minstes. Hulle palm die huise van die weduwees in. Met dit gesê, stap hulle na die offerkis, waar lang toue staan, om hul godsdienstige plig te doen. Party met sakke vol geld, en gee hulle oorvloed uit hulle oorvloed, maar ook die sukkelende weduwee met haar 2 klein muntstukkies, krummels, amper niks, maar die amper niks is haar alles wat sy het om van te leef, en sy gooi dit in, soos hulle vir haar verwag. Op haar vestig Jesus die aandag, asof hy wil sê, sien, kyk. Die Dinsdag het Jesus bond gestaan om te verdedig, om staande te bly, teen mense wat gedink het hulle weet alles, hulle besit alles, hulle is die sogenaamde who's who van die samelewing ook. Almal het opgekyk na hulle. Maar weer eens sien ons ietsie van Jesus se nederigheid wat ter sprake kom. Soos wat hy in Jerusalem ingekom het ook. En dit is my gebed dat jy sommer net in hierdie dag vir jou tyd sal maak, om net deur daai goed te gaan hoe hulle Jesus aangeval het, om te weet, as jy ook aangeval word, dat die Here jou sal help om staande te bly. Maar hy is aangeval, sodat hy by die kruis kon uitkom, ter wille van jou en my.